begin met die recording. Maar Vader, ons kom voor U vanoggend in groot nederigheid. Grootste nederigheid, want ons is besig met die reeks Emulate Creation of boots die skepping na en wat ons kan leer uit U skepping uit en hoe ons dit kan toepas in ons daaglikse lewe. En hoe dit ons kan help met sekere belangrike besluite wat ons moet maak. En wanneer ons onsself in 'n krisis bevind, wat kan ons doen en wat kan ons leer uit die skepping uit oor hoe om hierdie krisis te hanteer? En ons is op dag 3 en ons is op die tweede deel van dag 3 vandag en ek kan nie wag om met die manne te deel wat U met my gedeel het en wat U vir my gewys het nie, want dit is absoluut hierdie wonderlike prentjie wat ons sal ingaan. En Abba Vader, dankie. Ek vra dat U my sal gebruik as 'n instrument. Ek is hier as 'n instrument vir U beskikbaar en ek vra dat U my sal gebruik en dat enige iets wat ek sê wat nie uit U troonkamer, uit U gees, uit the spirit of truth is that keeps going out from the Father, soos Yeshua ons leer in Johannes 15 vers 26, dat dit op dowe ore sal val, dat dit niks sal bereik nie. Maar dit wat uit U troonkamer en uit U gees uitkom, dat dit die regte mense sal, dat elkeen van wat op hierdie groep is en op YouTube is, dit sal ontvang en dit sal toepas in hulle lewens en dit 'n verskil, 'n daadwerklike verskil in hulle lewens sal maak en in hulle omstandighede sal maak. In die magtige naam van ons verlosser Yeshua. Amen. Right manne, baie welkom aan boord vir almal, ieder en elk. Is lekker om almal aan boord te hê en dis lekker om almal hier te sien. Tiaan, welkom daar uit Middelburg uit. Vir jou, is lekker om jou aan boord te sien. Sondag daardeur jou valley gery en baie gedink aan jou. Maar ek weet nie waar jy bly nie, anders het ek dalk gestop vir 'n koffietjie of 'n halwe skapie of so iets, jy weet. Maar daar deur jou valley naby jou verbygery, Jan, en mag jy geseënd wees. Ja, manne, kom ons recap gou-gou. Ons het verlede week gekyk na dag 3. Waldo, jy was nie saam ons nie, maar ek glo jy het die YouTube gekyk. So dag 3 was 'n belangrike skeiding gewees. Wat gebeur het in dag 3 is water is van land geskei. En as water nie van land geskei is nie, dan kom plante nie groei. So baie keer in ons lewens het ons nodig om toe te pas waar water van land skei. Ons het nodig om skeidings in ons lewe toe te pas, separations in ons lewe toe te pas, sodat ons dan kan sodat die plante dan kan groei, sodat ons dan kan vrugte dra, sodat vrugte dan kan blom en dat sade kan skiet en dat 'n voortsetting en voortplanting van gedagtes en van dade, aksies kan dan voortgaan en begin en dit kan invloed op mense se lewens hê. En die doel van elkeen van ons is om downloads, blueprints van Abba Vader af te kry en dan dit toe te pas in ons lewens sodat dit ons kan beïnvloed, sodat dit ons vrouens kan beïnvloed, ons kinders kan beïnvloed, ons mense om ons kan beïnvloed en dat die lig kan skyn deur ons sodat mense se lewens daardeur verander kan word. Dis ons doel, né? So die vraag is vandag net weer om te recap, waarvan moet ek en jy in ons lewe separeer? Dag 3 is nie toevallig nie. God het 'n orde en ons gaan vandag daai orde haarfyn sien, hoe daai legkaart aan mekaar pas, hoe hierdie puzzles in mekaar inpas. Ons gaan dit vandag baie duidelik sien. So vandag doen ek weer 'n beroep op elke man wat op hierdie groep is vanoggend. Wat in ons lewens moet ons van skei? Waar in ons lewens moet ons dinge toemaak? Deure toemaak wat toegemaak moet word en deure oopmaak wat oopgemaak moet word. Waar in ons lewens moet ek en jy uit ons comfort zones uitklim sodat ons die volgende kan betree en daai nuwe seisoen kan ingaan sodat dit wat ons doen kan vrug dra in hierdie nuwe seisoen. Ons moet daadwerklik by Abba se voete gaan sit. Ons gaan vandag weer recap, manne. Ek herhaal hierdie vir elke mens wat ek sien, want dit is in my hart en dit is vir my so belangrik. Vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, hoor mooi, vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, hardloop die Hebreëse kalender en die Gregorian kalender presies saam op dieselfde dag. Dit is vandag die 19de Maart en dit is ook die 19de Adar, wat die 12de maand is op die Hebreëse kalender.
En op die 30ste van hierdie maand breek die nuwe jaar, die Biblical New Year, wat ons noem die Biblical New Year, waarvan Abba Vader vir Moses verduidelik in Eksodus 12, van hierdie dag af moet jy begin tel. Dan breek daai dag aan, 6 uur die aand. Dan split hierdie kalenders, net soos die water en die land, gaan hulle uitmekaar uit. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek weet daar kom dinge en ek weet dat in Abba Vader se orde gebeur dinge nooit net toevallig, dat iets so saamkom en dat ons tyd het om alles voor hom neer te lê en dit te red, dit uit ons lewens uit te kry en sodat ons kan vorentoe beweeg, sodat die plant, sodat ons kan saad skiet, sodat dit wat in ons lewe is kan vrugte dra. So die vraag is baie keer wat moet jy uit jou lewe uithaal? En dis 'n moeilike ding want dis soos onthou ons die verhaal van Petrus. Petrus het in 'n storm het hy Yeshua op die water sien aankom. En Petrus het gedink, maar hoekom kan ek nie op die water loop nie? En hy het gevra en Yeshua het vir hom gesê, "Hey, klim uit die boot uit en loop op die water." So hy moes uit die comfort van sy sitplek in die boot, sy plek van veiligheid, moes hy uitklim in die water in. En toe hy gefokus is op Yeshua, het hy bo op die water geloop. No problem. No problem. Maar die moment wat hy sy fokus van Yeshua afgehaal het hy begin sink. En moes Yeshua hom uittrek en gaan red. Net soos my en jou lewens. Baie keer is ons het al hierdie krag en energie om hierdie separations in ons lewe te doen en uit ons comfort zone uit te kom en die onbekende in te gaan wat Vader van ons verwag, maar dan raak ons bang en ons raak skrikkerig. Maar in die onbekende gaan jy vrugte dra. In die onbekende, daar waar jy uit jou gemaksone uit is, waar jy gestres is bietjie partykeer, dis daar wat God se krag ons dra. En ons gaan vandag sien hoekom al hierdie goed op dag 3 so in mekaar inpas. So ek het 'n voorbeeld wat ek graag vir julle wil sê. En ek gaan stop share want ek wil elke man sommer blikke in die oë kan kyk as ek hierdie share. Ek het op 'n stadium by 'n maatskappy moes ek uithelp. Ons het mos baie belangrike business rescue gedoen in ons lewe en op 'n stadium moes ek by 'n maatskappy uithelp en daar was 'n familielid wat daar gewerk het in die finansiële afdeling en as leier van die maatskappy, as CEO van die maatskappy moes ek sekere besluite maak wat 'n groot invloed sou hê op mense se lewens en onder andere moes die persoon wat 'n familielid is, moes ek die persoon vra om te gaan want die persoon het nie daar was konflik en daai konfliksituasie moes hanteer word sodat daai persoon op die einde van die dag kan gaan vrugte dra op 'n nuwe plek en sodat die maatskappy kan gaan vrugte dra op 'n nuwe plek. En ek het met hierdie ding geworstel en ek het heeltyd met hierdie ding geworstel. En die oggend toe ek na die maatskappy toe ry, toe is my ou doumente eindig toe met 333. En ek wonder, wat is hierdie 333 wat Abba Vader nou vir my wys? En ek gaan kyk na 3. En 3 is absoluut hierdie skeiding van water en land. En ek het bevestiging daar ontvang dat dit is die skeiding wat Abba Vader wil hê op die einde van die dag, wat ek moet doen. Jy moes hierdie besluit maak wat werklik vir jou in 'n moeilike posisie gesit het, wat daai persoon in 'n moeilike posisie gesit het, wat my ongewild gemaak het, verskriklik ongewild gemaak het. Maar in God se orde moes ek daai besluit neem sodat albei partye kon blossom verder vorentoe, sodat albei partye vrugte kon dra in die pad vorentoe. So baie keer moet ons uit ons comfort zone uitklim om hierdie vrugte te kan gaan dra. Ons ja moet ons ja wees manne en ons nee moet ons nee wees. Matteus 5 vers 37. So ek wil vir elke man hier encourage om te sê klim uit die boot uit.
As daar iets is wat in jou lewe nie daar moet wees nie en jy stel uit en jy stel uit of jy's in 'n maatskappy betrokke en jy weet jy moet na 'n nuwe plek toe gaan wat Abba Vader vir jou wys, klim uit die boot uit. Maak seker jy hoor reg by Abba Vader en neem die stap. Moenie bang wees om daai stap te neem. Um ek dink jy weet as ek gaan kyk na Wake Up Haggai, ons het in hierdie tyd van die kalenders het het Abba Vader dit heeltyd in my gemoed kom lê dat ons moet kyk na die manne van Wake Up Haggai. Ons is 53 manne op die groep, maar ons is 'n paar wat aktief is, maar ons moet gaan kyk na die aktiewe gedeelte van wat ons moet doen. En ek wil graag vir ons lees wat Abba Vader vir my voorlê in ons nuwe seisoen waar ons uit die boot uit moet klim en dit staan in James 1 verse 26 to 27. Dis nogal 'n challenge vir ons en dit gaan vir ons toets of ons regtig Abba Vader se koninkryk wil bevorder en of ons aksies gaan wys wat ons wil doen. Hoor wat staan in Jakobus 1 vers 26 en 27. Anyone who thinks he is religiously observant but does not control his tongue is conceiving himself, and his observance counts for nothing. The religious observance that God the Father considers pure and faultless is this. Hoor mooi wat dit is this. To care for orphans and widows in their distress and to keep oneself from being contaminated by the world. So manne, daar's 'n klomp goed wat Abba Vader besig is om vir my te download van wat ons gaan doen in die nuwe kalenderseisoen, die Biblical New Year wat begin op 30 Maart as manne van Wake Up Haggai, waar ons daadwerklik as manne gaan opstaan en 'n verskil gaan maak in ons omgewing en dat mense gaan begin praat van die mense van Wake Up Haggai, nie vir ons eie eer en aansien nie, maar vir God se eer en aansien. En dit is wat Abba Vader op die oomblik met my deel. En dit is wat ek graag in die nuwe jaar met ons almal wil deel. So ons gaan uit die boot uitklim. Ons gaan die water van die land skei in die nuwe jaar. Ek gaan weer my screen share want ons gaan nou verder in myn en ons gaan verder in die myn ingrou en kyk wat se goud kan ons nog ontdek uit hierdie derde dag en uit betekenisse van die derde dag wat ons kan kry. Ek wil net gou hierdie bord skoonmaak vir ons en dan kan ons gou kyk. Ons het laas gekyk, ek wil net herinner. Ons manne van Wake Up Haggai, ons het laasweek gekyk na Shalosh. En ons het agtergekom dat die shin van Shalosh, kom ons skryf hom net gou weer neer. Die shin van Shalosh waarmee hy begin en waarmee hy eindig. Daai eerste shin en daai tweede shin waarmee hy begin en eindig. Dui vir ons op die remnant, op die 300 wat gekies is, want sy gemateriaal is 300. En daarom het ons dadelik het Abba Vader vir ons die download gegee dat die manne van Wake Up Haggai moet wees soos die warriors of Gideon. Gideon se soldate. Hulle was klomp geweest, maar hulle is gesif na net 300. En daai 300 het bekend gestaan as die remnant en staan vandag bekend as die remnant. So dis daai Romeine 8 vers 19 wat sê the creation eagerly awaits for the sons of God to be revealed. En dis daai tyd wat ons nou is en dis daai tyd wat ons manne van Wake Up Haggai 'n verskil moet gaan maak. En vanoggend toe ek vir Abba Vader vra, wat gee hy vir ons uit die Daily Cotado huis? Onthou dis die Daily Cotado, né? Is klomp kaartjies en wat gee hy vir ons uit die kaartjie uit? En kyk wat gee hy vir ons manne vir die toekoms, vir ons om die water van die land te skei. Isaiah 55 verse 11. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me unfulfilled, but it will accomplish what I intend and cause to succeed what I sent it to do. Deel van dit is Abba Vader se planne. As ons gaan kyk van vers 8 af. Sy planne vir ons is groot planne. Dis nie klein planne nie, manne. Dis huge planne. En ons moet in daai planne instap nou in hierdie tyd.
Dis waaroor dit nou gaan. So om bietjie dieper in te gaan, moet ons bietjie gaan kyk na die derde syfer in die Hebreëse alfabet. En wat is daai derde syfer? Dis die syfertjie Gimel of die lettertjie Gimel. So Gimel is sy waarde is 3 en hy het 'n gematria van 3. Hy's die derde letter van die Hebreëse alfabet en van oeroue tye af het Gimel um was hy die footprint, was hy piktograaf, die voet gewees, 'n footprint gewees. So met ander woorde voete gewees. Maar die rootwoord van die woord Gimel is eintlik Gam. En Gam, hoor mooi wat Gam beteken. Gam beteken to gather. Dis soos voete van diere by 'n watergat. Is die gathering. Dis wat Gam beteken. So wanneer ons op dag 3 kom en ons verstaan wat Abba Vader bedoel het met dag 3, dan verstaan ons die gathering. En ons gaan ook verder inkyk na wat het nog op dag 3 gebeur, wat enorme gatherings veroorsaak het, om te sien hoe Abba gestruktureerd bou aan sy skepping. Niks is toevallig nie, manne. So dag 3, die Gimel, is die gathering. Maar dag 3, wat het gebeur op dag 3 van die skepping? Plante, lewe, 'n nuwe lewe, new life, né? En as ek en jy dan gaan kyk na new life, wat's 'n new life weet ek en jy nog van? Dink julle dis toevallig dat Abba Vader besluit het dat Yeshua op dag 3 uit die dood uit opgewek word? En hoor mooi wat ek sê. Yeshua was opgewek uit die dood uit. Ek sê dit want ek haal uit die skrif uit as ons gaan kyk na Romeine 6 vers 4 en ons gaan kyk na Acts, Handelinge 2 vers 32. Dan staan daar duidelik dat God, skepper van die hemel en aarde, het Yeshua opgewek uit die dood uit. Op dieselfde dag wat sade en vrugte en nuwe lewe geskep het, is in sy orde het Yeshua opgestaan uit die dood. So as iemand jou konfronteer of jouself in jou gedagtes met jou geloof worstel en wonder, maar is daar regtig 'n God? Is daar regtig orde in God se skepping? Het God werklik al hierdie goed haarfyn beplan dat daar 'n Messias moet wees en dat as ek daai Messias aangryp, dan gaan ek die ewige lewe hê? Want ek kan dit nie sien. Maar ek kan dit sien as ek na die woord kyk en as ek na die skepping kyk. Dan kan ek dit sien, want Vader het hierdie orde waar hy sê, luister mooi, op dag 3 het ek water van land geskei en toe groei daar bome, grasse, sade, hulle dra vrugte. En op daai selfde dag het ek die nuwe lewe wat deur my seun gekom, het ek vir julle almal gegee as jy glo. Al wat jy moet doen is om te glo, dan het jy hierdie nuwe lewe in my seun, 'n nuwe lewe. En weet jy wat? Weet julle manne wat? Is een van die beste goed van alles. Dieselfde krag wat Yeshua opgewek het uit die dood, is in jou en in my. En met daai selfde krag kan ons dinge wat in ons lewe nie daar hoort nie, kan ons skei, dat die water van die land geskei word. So Gimel, wat lyk soos 'n eenvoudige dingetjie hier, kyk hoe pas hy in die puzzle in die legkaart in, van dit wat God vir my en jou beplan. En dis nie al nie, manne, want 3 gaan verder as dit. 3 gaan watse stop by die tabernakel is die derde stop. Die derde stop in die tabernakel, ons kom by die entrance, ons kom by die offer en dan kom ons by die waterkom. Die waterkom waar die hande gewas is. Die waterkom waar tewila plaasvind, waar doop plaasvind. En wat leer die woord vir ons in 2 Corinthians 5 verse 17? If anyone is united with the Messiah, met hierdie nuwe lewe, he is a new creation. The old has passed. Look, what has come is fresh and new. Saam met hierdie resurrection, saam met hierdie krag wat in jou en my is, soos wat Romeine 8 vers 11 ons leer, dat dieselfde krag wat Yeshua opgewek het uit die dood uit, is in jou en my.
daai selfde krag. Presies daai selfde krag. En daai unite met Yeshua. Wat die derde punt is in die tabernakel, die derde stopplek is in die tabernakel op dag 3, wat aansluit by dag 3 is dat ons 'n nuwe creation word, uit die water uit skoon gewas. Nogal snaaks dat ons ook uit die water uitkom, nê. Net soos wat in dag 3 gebeur het, nê. So daar's niks toevallig aan die woord van God nie. Daar's niks toevallig nie, dit pas by mekaar in. En ek en jy het 'n ware lewende God wat ons dien, wat elke dingetjie in hierdie skepping haarfyn beplan. So as hy vir my en jou sê, emulate creation, en hy wil ons leer om sy creation na te maak, dan is ons excited, want dan gaan ons na nuwe plekke toe. So ek wil verder gaan en ek wil sê, watse kleur toe Abba Vader vir Noag 'n reënboog gegee het as 'n covenant. Onthou, daar was 7 dae van die skepping, hè. Hoeveel kleure was daar in daai reënboog? 7. En wat is die derde kleur waarna ons gaan kyk? Kom ons gaan kyk of hierdie goed weer nog dieper by mekaar kan inpas. Kom ons kyk of ons hierdie puzzle nog sterker en groter aan mekaar kan sit. Julle gaan nie glo wat hier gebeur. Die die derde kleur wat ons kyk wat op die reënboog is die kleur geel. Nou, daai kleur in Hebreëus is Tsahov. Dit word uitgespreek as Tsahov. Dis die Tsadi, die Hy, die Waw en die Bet. Maak daai woord op, Tsahov, wat geel is. Nou, net vinnig, ons gaan nie in diepte hier inkyk nie, want ons tyd is baie min. Maar ek wil net vinnig dit sê, die gematria van die Tsadi is 18. En 18 beteken lewe. Lewe, life. Hoekom sê ek dit beteken lewe? Want dis dieselfde gematria as die woordjie in Hebreëus gai. En gai, wat 18 se gematria het, weet julle wat beteken gai? Gai beteken life. So ek maak dit nie net op nie. Dit pas in mekaar in dat Tsadi lewe beteken. Die Hy kom 2 keer voor in Abba Vader se naam. Dis 'n deurgang vir my en jou, daai Hy. Dis 'n deurgang na Abba toe. Die deurgang na Abba toe is wie? Is wat? Is die resurrection, is Yeshua. Is die deurgang na Abba toe. Hy sê in John 4 verse 14 verse 6, vers 6 sê hy, I am the way and the truth and the life. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. So met ander woorde, life word vir ons gegee deur Yeshua en die Waw bekragtig Yeshua. Want weet julle wat Johannes 1 vers 14. Hoor mooi wat sê Johannes 1 vers 14. Ek moet dit lees want dis net absoluut. Jy kan dit nie glo nie. Hoor wat sê dit. The word became a human being and lived with us, and we saw his Shekinah, the Shekinah of the Father's only Son, full of grace and truth. Onthou, ons het al die Waw verduidelik dat dit die letter is wat hemel en aarde join met die woordjie ve'et, wat en beteken. So dis hemel en aarde en hy begin met daai woord. So met ander woorde, Yeshua is vir ons daai link tussen hemel en aarde. Hy is die weg na God toe, dan beteken dit die bed. Die bed, weet julle manne wat is die piktograaf van 'n bed? Die bed is 'n huis. Die huis, my en jou huis. So met ander woorde, kom ons gaan kyk na my en jou huis en ons verstaan dat my en jou huis is gegeer met power. Hoekom is dit gegeer met power? Because the same power that rose Yeshua from the grave is in you and in me. En ons het daai power ontvang. Kyk die lyn wat ons daai power ontvang binne in ons liggame. Binne in ons liggame in. En weet julle manne wat? Dit word bevestig in die woord met Matteus 5 vers 14 en 16. Matteus 5 vers 16 vers 14 sê Yeshua, hy praat. En hy sê, wanneer hierdie goed gebeur, ek en jy, are the light of the world, and a light for the world. So dan sê hy in vers 16, let your light shine before people, so that they can see your good works.
and praise God in heaven. Dit was net alles in mekaar in. Dis Abba Vader se plan om elke stukkie by mekaar in te sit. Elke stukkie. Daar's niks wat toevallig is nie. Daai krag van Yeshua. En verder, as ons gaan kyk na die derde gemeente wat Abba Vader van praat, dan is dit die gemeente van Pergamum. Pergamum is die derde gemeente wat Yeshua van praat as hy die boodskap aan Johannes oordra in Revelation, in Openbaring. En daai derde gemeente van Pergamum, waar ek en jy 'n nuwe naam gaan kry as ons in hierdie pad stap. Ons gaan 'n nuwe naam kry. En weet julle wat sê dit nog? I will give you the hidden man, manna. Ek sal vir jou die manna gee wat nie nou bekend is vir mense nie. Want vandag is dit nog 'n worsteling vir mense. Wat was hierdie manna nou eintlik? Niemand kan daadwerklik 'n fingerprint daarop sê en dit is wat manna was. En weet julle, daar's drie goed, net om daarbey aan te sluit, en ek wil nie ons deurmekaar maak nie, maar ek kan net nie uitgepraat raak oor drie nie. Daar's drie goed in die allerheiligste. Drie goed. En dit is die staf van Aaron wat gebad het, wat geblom het, nê, dag 3, blomme, sade, geblom het, nê, en dit is die manna wat hulle gedeelte van gesit het, the hidden man wat Yeshua van praat as hy met Pergamum praat. En weet julle wat's dit nog? Dit is die 10 gebooie, die kliptafels wat die covenant is van God. Die covenant, die book of the covenant wat Moses oopgemaak het en vir die mense uitgelees het. Dis die drie goed wat daar binne is. En dit is vir die derde gemeente, die manna wat niemand van weet nie, is vir die derde gemeente beloof. Dis vir ons belowe wat hierdie pad stap. Ons name gaan verander. Manne, ek sê vir julle, persoonlik kan ek vir julle getuig, 6:28. Persoonlik kan ek vir julle getuig. Abba Vader het 'n paar jaar gelede vir my 'n droom gegee. En ek is 'n man van die suide van Johannesburg. Die suide van Johannesburg is 'n rowwe wêreld. 'n Rowwe wêreld. En ek kom van die suide van Johannesburg af. En weet julle wat doen Abba Vader? Hy verander my naam. Ek gaan nie nou oor die droom uitwy nie, want dis 'n redelik gedetailleerde droom. Nie redelik nie, dit is. En hy verander my naam na Love toe. Love. So, wanneer ons daai begeerte het om met Abba te stap, dan verander hy ons naam. Maar daar's baie mense wat deesdae wat ek weet van wat identiteitskursusse doen. As al van die manne op die groep is wat dit nog nie gedoen het nie, kontak asseblief vir Lucia of kontak vir my of Lula en laat ons vir julle help om julle in lyn te bring om daai kursus te doen. Sodat jy jou identiteit in God vind, sodat jy jou naam kan ontleed kry, wat jou naam beteken uit die Hebreëse perspektief en kan sien, dis wie ek is. Dis waarvoor ek gemaak is. Dis wat met my gebeur wanneer ek deel word van hierdie derde dag en wanneer ek in hierdie derde dag inpas soos deel van die puzzle. En daar gaan my puzzelstukkie ook in hierdie derde dag. Ek moet afsluit. Ek is eintlik jammer ek moet afsluit want ek het nog baie om te deel. Maar ek wil graag afsluit met die bewys dat God in ons is in alles wat ons doen. En Abraham het 'n covenant gekry. En Abraham se naam lyk so in Hebreëus. Toe kry hy 'n calling en Abba sê vir hom, ek wil hê jy moet die water van die land skei en ek wil hê jy moet gaan. Jy moet weggaan van hierdie plek af en gaan na die land wat ek jou sal wys. En ek gaan jou 'n groot nageslag maak. En Abba gee vir hom 7 blessings. Weer eens, 7 dae, 7 blessings. Alles pas in mekaar. Abba gee vir hom 7 blessings. En Abraham begin stap in daai pad van die 7 blessings. En net voordat hy 'n seun kry, want Abba sê vir hom, gaan uit, dan kyk jy na die sterre. Dis hoeveel kinders jy gaan hê. Maar Abraham sien niks.
En hy en net soos wat ek en jy baie keer in ons geloof iets nie sien nie, maar moet weet dit is daar, moet glo dit is daar, soos die puzzle op mekaar inpas van dag 3. Moet die water van die land skei, moet uit die boot uitklim. Net so het Abraham dit gedoen. En daar kom 'n dag wat Abba sê oor 'n jaar gaan jou kind gebore word. Maar Abba sê vir hom nog iets. Hy sê vir hom Abraham, ek verander jou naam. Omdat jy 'n huge nageslag gaan jou naam van nou af Abraham wees. En kyk wat gebeur met sy naam. Hierdie is absoluut amazing wat gebeur met Abraham se naam. Kyk na die verskil tussen die twee. Die verskil tussen die twee is hierdie lettertjie. En hierdie lettertjie staan bekend as 'n hy. 'n Hy, die 5de letter van die Hebreëse alfabet. En nou kyk hierso. Hier skryf ek nou die Vader se naam in Hebreëus. En as jy twyfel oor die Vader se naam, gaan lees uit baie vertalings uit. Eksodus 3 vers 15. Dan sien jy wat die Vader gesê het, is my naam wat jy vir my moet noem van geslag tot geslag, my naam van generation tot generation. En dis hierdie naam. Yud-Heh, Vav-Heh. En kan ons sien dat daai hy kom 2 keer voor in die Vader se naam. 2 deurgange. En daai hy is wat die verskil gemaak het om Abraham se covenant wat Abba Vader met hom gemaak het, sodat Yeshua uit daai nageslag uit kan gebore word, 'n aktiewe covenant gemaak. So jy kan met sekerheid weet, manne, ons tyd is verby, maar jy en ek kan met sekerheid weet dat Abba Vader is in elke stappie van die proses wanneer ek en jy die besluit maak om die water van die land te skei en daadwerklik vir Yeshua te volg. Dis die eerste stap, dan kom hy lewe en hy resurrection alles in ons in en ons puzzelstukkie pas in dag 3. Ek vertrou dat hierdie revelation vir almal net so baie beteken het soos wat dit vir my beteken het toe Abba Vader dit vir my gewys het, want dit het my absoluut omgebou en dit het vir my absoluut net laat verstaan hoe meer prentjies hy met my deel en ons is nou eers op dag 3 manne. Ons is nou eers op dag 3, daar's nog baie om te kom. En hoe Abba Vader hierdie prentjies deel om hierdie hele legkaart in mekaar in te pas en hoe die legkaart al hoe groter en al hoe groter en al hoe groter. Abba Vader, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir u guns en u genade en dat u hierdie goed, hierdie geheimenisse vir ons bekend maak. Hierdie hidden manna, hierdie manna wat nie gekry kan word nie, begin u vir ons bekend maak sodat ons daardeur gevoed kan word, net soos wat die Israeliete in die woestyn gevoed was. Net so word ons nou gevoed deur die daaglikse woord om ons sterker en sterker en sterker te maak, sodat ons u skepping kan naboots en kan lewe in die orde van u skepping. Want as ons die orde van skepping verstaan, kan ons lewe orden. Galasiërs 5 vers 26. Since it is through the Spirit that we have life, let it also be through the Spirit that we structure our lives day by day. Dieselfde manier, Abba Vader. Dis ons begeerte. Ons is so lief vir U. In die magtige naam van Yeshua. Amen.